Geliefdes, hartlik goeiemôre by hierdie erediens. Is heerlik om so saam te wees in die Here se naam. Ek steek die Christuskers aan wat ons herinner dat Jesus gekom het, maar ook dat hy weer kom en dat hy God met ons is, Immanuel. Ons het sy koms gevier met Kersfees, maar ons weet hy is nie weg nie, want hy is regtig God met ons. Ek dink baie keer vergeet ons eintlik baie vinnig van Kersfees, want so vinnig na Kersfees is ons oor in 'n nuwe rad vir die nuwe jaar. En daarom het ek dit goed gedink om weer te begin met 'n Kerslied, wyl herders by hul kudde wag. Terwyl ons so sit, al 3 die verse. Ons dink vandag na oor Jesus se doop. Ons gaan lees in Lukas 3, hoe Lukas dit vir ons vertel dat Jesus gedoop is. Die wonderwerk is eintlik dat Jesus gedoop is en dat ons gedoop word in Jesus se naam. En dit het my nogals baie laat dink oor die Here wie ons dien, die Here aan wie ons behoort. En eintlik hoe hierdie Here is, wat sy karakter is. So sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Hierdie Jesus wat mens geword het en onder ons kom woon het, hy ken ons name. Hy weet wie jy is. En dan in Sefanja 3 word daar oor hierdie Here geskrywe, die Here jou God is by jou, hy die krygsman wat red, is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in sy liefde oor jou, hy jubel en hy juig oor jou. Geliefdes, mag dit vir ons in hierdie nuwe jaar goeie nuus wees, dat ons die lewende Here se geliefdes is. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is Epifanietyd in die kerkjaar. Here, dalk 'n groot snaakse woord wat eintlik maar net beteken dat U self aan ons kom openbaar het. Here, dat U self gegee het om mens te word en onder mense te kom woon, om vir ons te kom wys hoe lyk die ware lewe wat U vir ons elkeen in gedagte het.
Here, en mag U openbaring aan ons, die feit dat U mens geword het, mag dit ons help om self ons eie lewens, ja Here, te speel in U woord, te meet aan U lewe, te sê, Here, help ons om ook U lewe in ons lewens uit te leef, om U lig te laat skyn in die duisternis. Here, dankie dat ons vanoggend so kan saam wees, ons is saam in U naam, en as ons nou U naam loof en prys, help ons om dit te doen, diep uit ons harte uit. Amen. Geliefdes, ons gaan die Here loof en prys met 2 liedere waarvoor ons gaan staan. Die eerste is lied 365, ons sing daarvan net die 2de vers, hoor die blye engelied, en daarna vonk 124, Jesus bring vreugde, daarvan sing ons al 3 die verse. Kom ons staan en ons loof die Here.
is die kern van die wet van die Here? Wat is dit waaraan ons kan vashou en sê, maar as ons dink aan God se wil vir ons lewens, dan is dit juist dit, liefde vir God en liefde vir ons naaste. En hoe leef ons dit elke dag uit? Dis dalk die kernvraag, want ons weet hierdie dinge, ons ken dit, maar hoe leef ons dit elke dag uit? Desmond Tutu is onlangs oorlede, en in die tyd na sy sterfte, het baie mense 'n klomp goed oor hom geskryf, 'n klomp stories oor hom vertel, oor dinge wat hy gedoen het. En baie van hierdie gesprekke en verhale was oor hom as mens en sy diep verbintenis aan God en aan mense. En die twee goed loop ons hand aan hand. Ons kan nie sê ons het God lief en ons haat ons naaste nie. En een van die goed wat geskryf is, skrywe Fritz Gaum, dat hy by was toe Willie Jonker in Rustenburg namens die NG Kerk skuldbelydenis gedoen het vir die kerk se rol in apartheid. En hy skrywe dat Desmond Tutu toe na Willie Jonker toe geloop het en hom omhels het. En toe gesê, dankie vir die skuldbelydenis, ons aanvaar julle skuldbelydenis, ons vergewe julle. Meeste van ons sal daai tyd onthou, en die diep indruk wat dit op baie van ons gemaak het. Fritz Gaum skrywe dat Desmond Tutu later vir hom sou sê, maar hy is baie kwaadlik geneem oor die feit dat hy dit durf waag het om hierdie vergifnis te aanvaar. Om te sê, ons vergewe julle. Wie is jy om namens ons almal te sê, ons vergewe julle? Wie gee jou die reg om dit te doen? Desmond Tutu se antwoord was, niemand gee my die reg om dit te doen nie. Ek doen maar net wat God van sy kinders vra. Ek luister maar net na Jesus. Ek luister maar net na Jesus. Dit is vir my 'n godshouding. 'n Houding wat ons leer by ons Here Jesus Christus, God die Vader en Seun, wat moontlik is as ons dieper liggend vashou aan die troos van ons doop, aan die troos van die feit dat Jesus mens geword het, onder ons kom woon het, om te weet wie ons voor God is, dat ons mekaar en ons naaste kan vergewe. Mag dit ook in ons lewens werklikheid wees, dat ons dit dalk net soms reg kry, want ek weet dit is nie altyd maklik nie, om soos die Here te vergewe. Kom ons sing van God se vergifnis, lied 284, laat hierdie vrede deur my vloei.
Ons skriflesing vir oggend is Lukas hoofstuk 3 vers 15 tot 22. Ons kan die Here se woord daar oopmaak. U kan dit ook op die skerm volg, maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Here, as ons ver oggend die woord lees, help ons dat ons dit nie net hoor nie, maar dat dit regtig in ons harte sal 'n vaste plek kry. Dat ons dit daar sal bære, maar dat ons dit ook sal uitleef. Here, en dat u boodskap na ons toe sal kom en ons lewens, ons harte sal aanraak en ons sal help om as nuwe mense te lewe. O Heilige Gees, kom en open u woord vir ons. Amen. Lukas 3 vanaf vers 15. Omdat die volk allerhande verwagtings gehad het almal in hulle harte gewonder of Johannes nie dalk die Christus is nie. Johannes het hulle egter geantwoord: Ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is. En ek is nie eers werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy hooivork in sy hand om sy dorsvloer deeglik skoon te maak en om die koring in sy skuur te versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Johannes het die volk ook oor baie ander dinge vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het die tetrarg Herodes herhaaldelik tereggewys oor Herodias, sy broer se vrou, en oor al die booshede wat Herodes gepleeg het. Afgesien van al hierdie dade, het Herodes Johannes ook nog in die tronk laat opsluit. In die tyd, toe die hele volk gedoop is ook Jesus gedoop. En terwyl hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in die sigbare vorm soos 'n duif op hom neergedaal. Daar het ook 'n stem uit die hemel gekom: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Tot sover uit die Here se woord. Toe ek verlede week begin nadink oor hierdie teks en spesifiek oor Jesus se doop begin dink, toe moes ek opnuut weer die vraag vir myself antwoord, maar hoekom was dit nodig dat Jesus gedoop moet word? En juis deur Johannes die Doper. Sy boodskap was: bekeer julle, bely julle sondes, los al die verkeerde dinge wat julle doen en kom terug na die Here toe. Jesus was sonder sonde. Hy het tog nie nodig gehad om tot bekering te kom, om sy sonde te bely nie. En juis hy, toe die hele volk gedoop word, gaan staan ook in die ry om gedoop te word. Hoe diep vereenselwig God hom met mense? Dis die wonder van die God wie ons aanbid, geliefdes, dat God homself so diep met mense vereenselwig, dat ons eintlik wil sê ongelooflik. Dis amper onmoontlik. Dit kan eintlik nie waar wees nie. Dink aan daardie ongemak wat in 'n mens opwel wanneer iemand jou onvoorwaardelik vergewe. Sê ek vergewe jou, heeltemal, onvoorwaardelik. Jy voel amper maar, ek verdien dit nie, ek wil vir jou iets doen, ek wil vir jou iets gee, ek verdien nie om so vergewe te word nie. Daai ongemak, dat God homself so met ons vereenselwig. Ek verdien dit nie, Here.
Hoe kan God self toelaat dat 'n gewone mens hom doop? Doop tot bekering en vergifnis van sonde. Daarom wil ek vanoggend die vraag omdraai en vra nie, hoe is dit moontlik dat Jesus gedoop is nie, maar hoe is dit moontlik dat ek en u gedoop kan word soos Jesus gedoop is? Want dit is die eintlike wonderbaarlikheid. Dat God enigsins vir mense intrek in gemeenskap met hom in. Die Here God wie ons aanbid, is die gans andere. Hy is dikwels so anders as wat ons selfs verwag. Maar ek dink, dis ook hoe God wil hê ons moet wees. Juis so anders as wat die wêreld sou verwag. Wat beteken daardie frase vir u met alles in ag genome wat ek reeds gesê het? God het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Dis woorde wat ons baie keer maklik sê. Maar besef ons regtig wat ons sê? Besef ons die implikasies daarvan? Dis soos die implikasies daarvan om gedoop te word soos Jesus gedoop is. Daarom gaan ons vanoggend eintlik Jesus se doop vier, dit oordink, by sy doop stil staan en vra wat is die implikasies van die feit dat Jesus gedoop is vir ons menswees. Maar voor ons presies daarby uitkom, wil ek hê dat ons 'n bietjie gaan kyk hoe Lukas dit beskrywe. As jy gaan terugblaai na Lukas 1 en 2 toe, die eerste 2 hoofstukke van sy evangelie, dan kom ons agter, dis 2 van die langste hoofstukke in die hele Bybel. Lukas 1 en 2. Lukas is besig om in baie groot detail vir ons te vertel van Jesus se geboorte en wat alles gebeur het toe Jesus gebore is. Die geleerdes sal vir ons sê dat Lukas 'n baie begaafde skrywer was. Hy het die taal goed geken. Hy was 'n goeie skrywer gewees. Gedetailleerd beskryf hy in sy evangelie wat alles gebeur het. Maar dis asof hy, wanneer hy by Jesus se doop kom hier in hoofstuk 3, stotter en stamel. Asof hy 'n paar lettergrepe uitlaat. Hoofstuk 3 begin ook met 'n groot klomp detail. Gaan lees dit gerus. Lukas maak seker dat ons presies weet wie is aan bewind. Hy maak seker ons weet presies wie was die hoë priesters in Israel. Hy maak seker dat ons presies weet wie was Johannes die Doper. Hy haal eintlik 'n lang stuk aan uit Jesaja en sê dit is die stem. Johannes, hy, na wie Jesaja verwys. Die stem wat roep in die woestyn. En dan as die mense begin wonder of Johannes die Doper nie dalk die Messias is nie, dan maak Lukas ook seker dat ons weet nee. Johannes sê ek is nie eens werd om die riempies van sy skoene los of vas te maak nie. Die een wat na my kom, is baie groter. So half terloops word vertel dat Johannes in die tronk opeindig as gevolg van Herodes en alles wat Herodes gedoen het. Maar dan kom Lukas sommer net weer terug, stotterend, stamelend. Terwyl Johannes die hele volk gedoop het, is Jesus ook gedoop. En nie terwyl hy gedoop is, nie terwyl hy bid, word die Heilige Gees in die sigbare vorm van 'n duif op hom uitgestort. Die detail is baie skraps vir 'n skrywer soos Lukas. Sou Lukas dit ook moeilik vind om te dink oor die feit dat Jesus gedoop is? Dat God wat mens word en onder ons kom woon, homself onderwerp aan die doop van Johannes die Doper? Of sou Jesus se doop net bloot nie vir Lukas so belangrik wees nie, so betekenisvol wees nie, dat hy net so vinnig daaroor gaan en klaar kry daarmee? Ek sou dink die feit dat Jesus gedoop is, verdien 'n paar ekstra pennestrepe. Was die doop van Jesus 'n tamaletjie vir Lukas? Wat moet ons daarmee maak? Moet ons as mense vir mekaar vra hoekom Jesus gedoop is? Want ook vir ons maak dit dalk ongemaklik. Hoekom was dit nodig dat die sondelose hom onderwerp aan hierdie doop? Dis eintlik 'n skande.
Dat God homself so vereenselwig met mense en die mense sondigheid. Dit vertel vir ons soveel van die God wie ons aanbid. Dis werklik wonderbaarlik, ongelooflik, dat Jesus gedoop is. Maar die vraag is, hoekom is dit so 'n skande? Hoekom hou Jesus se doop so baie vir ons as gelowiges in? Dit is 'n troos. Want as ons gaan kyk waaroor die doop ten diepste gaan, dan help dit ons om baie meer te verstaan van die feit dat Jesus gedoop is. Dat God homself onderwerp aan die doop tot bekering en vergifnis van sonde, vertel vir ons baie van die dieper waarde van die doop. Want die doop gaan nooit net oor vergifnis van sonde nie. As ons die evangelie so verskraal, dat die doop net daaroor gaan, dan mis ons die punt. Dan het Jesus net aarde toe gekom, mens geword, onder ons kom woon, al hierdie goed gebeur, om aan die kruis te sterf, sodat ons sonde vergewe kan word. En dis bloot net nie waar nie. Jesus het nie net gekom, om ons van sonde te verlos nie. Sy sterwe aan die kruis, was nie net om ons van sonde te verlos nie, sodat ons eendag hemel toe kan gaan nie. Nee. Daar is iets baie, baie meer op die spel. God wil van ons nuwe mense maak. Dis die spulpunt van die evangelie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 2 Korintiërs 5 vers 17. Die evangelie van Jesus Christus wil juis ons lewens van binne af uit nuut maak, oormaak. Nuwe mense. Dis hoekom Jesus gekom het. Ja, so die doop se een betekenis is verseker vergifnis. En dis iets waaraan ons elke dag kan en moet vashou, dat ons sonde vergewe is deur die bloed van Jesus. Maar voorts gaan die doop ook oor ons inlywing in die huisgesin van God in. Dis hoekom ons dit hier in die kerk, in die gemeenskap van die gelowiges doen, terwyl 'n erediens aan die gang is. Want daardie babietjie of persoon wat gedoop word, word ingelei, ingelyf in God se huisgesin, word deel van hierdie liefdesgemeenskap. Die doop is die merkteken wat sê jy is deel. Jy is deel van God se huisgesin. Daarom gaan die doop oor 'n verhouding. 'n Verhouding met God en 'n verhouding met mekaar. En dis 'n liefdesverhouding. Dis 'n verhouding waar ons vir mekaar omgee en met deernis na mekaar kyk. Die doop gaan ook daaroor dat God sê, julle is my geliefde kinders. Ons is God se geliefde kinders. Daarom die vraag, moet ek eers vergewe word voordat ek in hierdie verhouding met God kan intree? Vergewe God my eers voordat ek sy kind word? God het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Vergifnis is een van die gawes wat God aan ons skenk. Dis nie die meganisme waardeur ons sy kinders word nie. God vergewe ons omdat ons sy kinders is en nie om ons sy kinders te maak nie. Dis soos die ou probleem wat mense het, dat hulle dink maar ek moet die wet onderhou om in die hemel te probeer kom. Geliefdes, God het nooit die wet gegee sodat mense net hulle lewens maar moet probeer regkry en as ons goed genoeg lewe, dan gaan ons hopelik gelukkig hemel toe nie. Dis wat baie mense baie keer dink. God het sy verbond met Israel gesluit voordat hy die wet gegee het. Dink so ver terug. Hy het hulle uit Egipte uitgelei voordat hy vir hulle sy wet gegee het. God het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Die wet is 'n gawe, geliefdes. Die wet is 'n gawe, dis nie 'n middel tot 'n doel nie. Dit wil nie van ons kinders van God maak nie. Dit help ons wat reeds kinders van God is, om die nuwe lewe tot eer van God te lewe. Dit help ons om binne in hierdie lewende verhouding met God te lewe.
God verlang daarna en nooi ons in gemeenskap met hom. Hy wil ons help om waarlik die lewe in oorvloed te leef, soos hy het van die begin af bedoel het. Die doop gaan oor soveel meer. En daarom ook die kruis. As die doop oor soveel meer gaan, moet ons dalk ook hoe ons dink oor die kruis van Jesus verbreed. Baie mense leef met soort van 'n 3-punt evangelie. Jesus moes net aan die kruis sterf, sodat ons sondes vergewe kan word en ons hemel toe kan gaan. En dis al. So as ek my hart vir die Here gegee het, maak dit nie eintlik regtig verder saak hoe ek lewe of wat ek doen nie. Ek gaan mos hemel toe. Mense is sondaars. Sondaars verdien straf. Jesus was sondeloos en hy kon dus ons straf op hom neem. Hy verduur ons straf in ons plek aan die kruis. Daarom was die kruis nodig sodat God ons kan vergewe. Maar dit klink nie heeltemal reg nie. En ek het weer daaroor nagedink en gaan lees wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. En hoe dikwels lees ons nie in Jesus se interaksie met mense, dat wanneer hy in hierdie gesprek met iemand is, die persoon se sonde vergewe. Iemand sal selfs hom vra, Here, dat ek kan sien, of Here, dat ek kan loop. En dan gee Jesus dit vir hulle, maar die eerste ding wat Jesus gee is, jou sonde is vergewe. Voordat Jesus sterf aan die kruis. Dis amper asof Jesus vrygewig is met sy vergifnis. Hy wil mense regtig innooi in 'n nuwe verhouding, in 'n nuwe lewe in. En daarom gee hy vergifnis, daarom gee hy nuwe lewe. Is vergifnis net vergifnis as iemand moet ly daarvoor in jou plek? Kan God nie vergewe sonder geweld en bloedvergieting en die kruis nie? Selfs mense kry dit soms reg om onvoorwaardelik te vergewe. Sou God nie ook kon nie? Daarom kom ons dink dieper oor die kruis. Die kruis is nie dit wat dit vir God moontlik maak om ons lief te hê en te vergewe nie. Dan het ons 'n baie klein evangelie. Die kruis is nie dit wat dit vir God moontlik maak om ons lief te hê en ons te vergewe nie. Die kruis is juis daar, omdat God ons reeds lief het, omdat God ons reeds vergewe het, en omdat God tot die uiterste sal gaan, om dit vir die hele wêreld te wys. En elke liewe mens in te nooi, in 'n lewende verhouding met hom. God wil ons vergewe, omdat hy ons reeds lief het. God wil vir elke mens die nuwe lewe gee, omdat hy die hele wêreld so lief gehad het. Die gee van Jesus in sy doop, want dis eintlik wat gebeur het, dat God homself gee om gedoop te word. Daardie gee in die doop is net 'n voorafskaduwee van hoe Jesus hom gee om aan die kruis te sterf. En dit is verder net 'n voortsetting van hoe God homself gee om mens te word en onder ons te kom woon en in 'n nederige krib in 'n stal die eerste lewenslig te aanskou. Kan ons onsself voorstel dat God mens word en onder ons kom woon? Dat hy homself so vereenselwig met die mens. God se vergifnis, geliefdes, is 'n gawe aan elke mens. En God vergewe ons nie sodat ons sy kinders kan word nie, maar juis omdat ons sy kinders is. Die doop is nie net oor vergifnis nie, maar juis oor God se liefde. Oor wie ons is in en deur Jesus Christus. Dis oor God se aanvaarding, oor God se verbintenis aan ons, oor God se beloftes. Dalk eers in die laaste instansie oor God se vergifnis.
Die doop vertel vir ons van God se groot liefde. Dit vertel vir ons dat God ons sy kinders noem, sy geliefdes. En dan omdat God ons so liefhet, beloof hy om ons te vergewe, om ons lewens nuut te maak. Ons moet net ons lewens in sy hande plaas. Is dit vir u te ongelooflik om te glo? Daardie is 'n foto. Is nie gefotoshop nie. Daardie plek bestaan werklik. Hulle noem dit die Reënboogberge, dis in die noordweste van China. Rainbow Mountains. En as 'n mens gaan kyk na die ongelooflikhede wat God gemaak het op hierdie aarde van ons, dan kom ons agter die Here wie ons dien, is regtig net groter as wat ons kan bid of dink. Ongelooflik. Dis 'n woord wat so beskrywend is, ons kan dit nie glo nie, ons kan dit nie klein kry nie, ons kan dit nie begryp nie. Dis te groots vir ons om te verstaan, om te glo, dat God ons as gewone mense kan lief hê. Maar Heer, geliefdes, die Here noem ons nie net sy kinders nie. Hy wys dit, hy leef hierdie liefde uit, hy gee homself in die doop. Daarom het ek gedink enige een van ons, wat hopelik, en ek glo en ek hoop dat ons elkeen al die voorreg gehad het, om ware, onvoorwaardelike liefde te ervaar by iemand. Want dis die liefde wat God vir ons het. Maar as ons daardie liefde ook van 'n ander persoon af kan ervaar, dan verstaan ons ietsie meer daarvan. Daardie ware, onvoorwaardelike liefde wat ons vry maak om werklik te lewe. Want dan weet jy, jy is goed genoeg. Daardie persoon gaan jou nie verwerp nie, al maak jy foute. Al doen jy dalk iets verkeerd. Dis die liefde wat God vir jou en vir my het. Ongelooflik? Ja, maar dalk ook nie. Want ons elkeen beleef daardie vryheid. Ons elkeen weet iets van die oorvloed lewe, want ons ervaar dit nou reeds. En dis my gebed, dat ons dit elke dag sal ervaar. Hoe meer en meer ons onsself oorgee in die hande van ons Here Jesus Christus. En hoe meer en meer ons elke dag kan bely, dit is my troos dat Jesus gedoop is en dat ek gedoop is in sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. Here, dis die opregte gebed van my hart vanoggend, dat U vir ons U genade sal gee om hierdie woord te hoor, om te besef wat dit beteken dat U gedoop is, wat dit beteken dat U gesterf het aan die kruis, dat U opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Dat ons sal besef wat dit beteken om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap, soos wat ons bely, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Here, dat ons sal besef wat dit beteken om deel te wees van U kerk. Help ons as gemeente, en Here, dis elkeen van ons, en ook hulle wat nie vandag hier is nie, maar dalk nog met vakansie is, of dalk by die huis inskakel. Here, ons is U gemeente, en help ons om hierdie goeie nuus, hierdie ongelooflike nuus, Here, om dit in die wêreld uit te dra en uit te leef.
Here, en waar ons nog aan die begin staan van 2022, hierdie nuwe jaar. Here, en waar ons nie weet wat voor lê nie, waar ons almal waarskynlik maar net hoop vir 'n beter jaar as die vorige 2. Here, maak ons maar net bewus van U liefde. En help ons om dit te gaan uitleef. Want dan maak dit nie regtig saak wat die wêreld na ons toe gooi nie. Want Here, U trou is groot. Dit is elke môre nuut. En ons kan vir onsself sê, die Here is ons lewe. Ons vertrou op U. En Here, as ons dit doen, is elke nuwe môre 'n goeie môre. Help ons om dit uit te leef en die wêreld en die lewe vir mekaar 'n fees van U liefde te maak. In Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons kry nou geleentheid om die Here te dien met ons liefdegawes. Geliefdes, u sou 'n welweek dalk al buite gekry het, maar soos ek vir iemand gesê het, dis eintlik ou nuus. Want dit kom nou al van Desember af aan, maar tog is daar 1 of 2 nuwe dinge wat ons net wil uitlig. Vandag verjaar Jackie Barnard, Amelia de Tooy, Janay Geier, Charlene Lategan, Heinrich Leibrand en Elmien Bonthuis. Dan sou u ook gesien het, ons vra vir hulp by die Koinonia Kafee. Vanaf volgende week gaan ons weer lekker koffie en tee na die erediens drink as dinge stadig aan weer begin op dreef kom. En persone wat net wil kom help met koffie maak, tee skink. Dis baie maklik en baie lekker en laat weet maar net die kerkkantoor in die week as jy kan sien. En dan ook vir die pragtige blomme wil ons dankie sê. En as daar persone is wat wil help met blomme om net ons erediens ook op te vrolik elke Sondag, kan jy ook asseblief die kerkkantoor net laat weet. Volgende Sondag sal die kerkbiblioteek ook weer oop wees, so as jy boeke uitgeneem het vir die vakansie, kan jy dit terugbring of nuwe boeke uitneem. Dan die deuroffer by die deure is vir die Alta de Tooy skool vir persone met leergestremdheid, en ons ondersteun ook graag die Alta de Tooy skool. As jy by die deure uitgaan, sal die mandjies daar so wees. Geliefdes, ons sluit hierdie erediens af en gaan in die erediens van die lewe met die pragtige woorde van lied 290. Dit is my troos dat ek gedoop is in U naam, want deur die doop is ek verseker dat U in guns U nooit nie skaam. Al 4 die verse lied 290.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.